Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 24 April 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek verwys graag na gisteroggend se uitsending wat ek gemaak het. As 'n volk nie sy plek kan behou nie, sal 'n ander dit inneem. En baie van die kommentaar wat gekry het mense gesê dit is spot on, dit is wat almal moet hoor. Maar is dis net interessant dat, omdat dit nie 'n bloedige tema is nie, het 5000 minder mense dit gekyk, as wat normaalweg die video's kyk. Tog is dit 'n video wat baie sê, wat baie belangrik is en wat mense behoort te kyk. Of is die kleurskema dalk net verkeerd? Dit sal interessant wees om dit te weet en te verstaan, want dit lyk vir my, hoe meer rooi jy gebruik, hoe meer kykers het jy. So waaroor gaan die kykers? Gaan dit oor hulle werklik belangstel, omdat hulle werklik wil hoor wat in die land aan die gang is? Want so baie kere word daar kritiek uitgespreek, sommer sonder dat die video tot aan sy einde gekyk word. En dit is verkeerd. Mense moet die video, of as jy daarvan hou, van die inhoud, moet jy by die kanaal subscribe, inteken. Dit kos niks. Dan hou jy van dit en jy stuur dit aan. Want op daai mate versprei ons die logaritme en sal meer mense dit van self te sien kry, of hoe meer kere word 'n video dan aanbeveel. Dis net vir my skokkend dat in 'n tyd waar ons hoor van al hoe meer en meer maatskappye wat Suid-Afrika verlaat, soos onder andere Shell wat nou reeds 120 jaar in Suid-Afrika was, wat nou Suid-Afrika verlaat. Nou hulle het die aankondiging al verlede jaar gedoen en daar's 'n hele massa van maatskappye wat uit die land uitgaan. Tog weet ons dat daar een of ander BEE maatskappy die vulstasies van Shell sal oorneem en dat daar maar net nog weer 'n party ter sprake sal kom. Maar hoe meer van hierdie ander vreemde maatskappye opspring, hoe minder sekere mens is 'n mens dat die brandstof nie vermeng is met parafin nie. Dit is tog 'n kode, 'n erekode van 'n maatskappy so Shell, dat hulle nie brandstof mee sal verneek nie. Maar die klomp nuwe maatskappye wat die mark betree, word heel dikwels diesel en parafin vermeng, en in die mate maar is die wins margins baie groter, die winsgrense baie groter. Nou ja, terwyl daar nou baie mense is wat hierdie goed sien gebeur, maar steeds nie besef wat werklik in Suid-Afrika aan die gang is nie. Ons weet dat ons is op pad na 'n baie moeilike tyd en 'n moeilike era vir almal van ons. En hierdie naweek het SBB hulle leiers byeenkoms, beraad, konferensie, noem dit wat jy wil, bevelskonferensie, waar ons net weer gaan kyk na die situasie in die wêreld, hoe dit die situasie in Suid-Afrika mag beïnvloed en waartoe sal die beïnvloeding in Suid-Afrika dan uiteindelik lei. En hoe lyk ons tydskale? Hoeveel tyd is daar oor voordat daar moeilikheid gaan kom? Kan ons meer akkuraat voorspellings beginne maak? Raak dit duidelik dat die huidige brandstoftekorte en ander produkprysstygings, of dit gaan bydra tot die verswakkende omstandighede binne in Suid-Afrika. En ons moet natuurlik gereed wees vir enige iets wat gebeur. Ons moet dus kan waarsku, ons moet dus kan sorg dat ons so naby aan reg en gereed is as moontlik vir die dag wanneer volskaalse geweld en anargie oor Suid-Afrika uitbreek. Dis weer eens soos die ou verhaal van lewenspolis, nie omdat jy jou lewe wil verloor nie,
jy het 'n voertuigversekering nie omdat jy jou voertuig wil gaan stamp nie, maar in geval iemand jou voertuig stamp, het jy versekering. En net soos SBB daar 'n Armageddon beplanning, sou dinge in Suid-Afrika skeefloop en alles dui daarop dat dit wel gaan skeefloop. As ons kyk na eergister se optogte daar in Durban, weer eens die massas in die strate invaar, wat daarmee gepaard gaan, dan moet 'n mens besef dat jy in jou enigheid en alleenheid nie die vermoë het om enigsins 'n indruk op hierdie massas te maak nie. Ons moet uit een mond uitpraat. Ons moet ons magte saam groepeer. Ons moet deur getalle die vermoë skep om weerstand te bied teen enige vorm van geweld teen ons of ons mense. So baie keer in die verlede al gesê, ons is nie 'n radikale organisasie nie, maar ons is 'n bekommerde organisasie, 'n bekommerde groep van oud weermaggedienis, polisielede, lugmaglede, oud lede uit die nooddienste uit, wat almal hierdie dinge sien kom en raak sien. Wat is die potensiële gevaar vir die gewone mens op straat? En teen daardie agtergrond is dit dan belangrik dat ons onsself gereed maak om katastrofiese situasies die hoof te kan bied. En nie net pad te gee met die doel om weg te kruip nie, maar met die doel om 'n geleentheid te skep vir soveel as moontlik mense waar veiligheid kan heers, deur dit te handhaaf in 'n tyd van totale wetteloosheid en wanorde. En dit is wat ons hierdie naweek oor gaan besin en oor gaan dink en praat en beplan. Want op die ou einde van die dag is daar soveel mense wat op ons staat maak, wat op ons vertrou. Natuurlik is daar die 1 of 2 of 3 mense wat geen vertroue daarin het nie, want hulle glo net in hulle eie planne. En jy het ook daai paar wat om een of ander rede kwaad raak, omdat hulle nie in staat is om skielik in die senior range in te kom en op senior vlak deel te neem aan die beplanning sessies nie. Ons maak gebruik van kundigheid, mense wat reeds in sulke situasies soos 'n oorlog was, wat weet om die gebeurlikheidsplanne reg te identifiseer en dit so te rangskik dat dit tot voordeel van die hele groepering kan lei. Die huidige brandstoftekorte doen ons geen gunste nie en ons sal ook moet kyk oor hoe gaan brandstof ons potensiële planne beïnvloed en wat kan ons daaromtrent doen? Hoe gaan ons brandstof kry as daar glad nie meer beskikbaar is nie, indien wêreldgebeure die punt sou bereik waar Suid-Afrika verhoed word om enige brandstof van soorte ingevoer te kry? Nou, ons het al reeds gesien waar die situasie by die straat van Hormuz doen. Ons sien dat Iran en Amerika nie tot 'n vergelyk kan kom nie. Daar is berigte van wederwysige aanvalle. Natuurlik is alle berigte iewat oordrewe, maar wees verseker. Ek en jy op die straat voel dit aan ons sakke, voel dit aan beskikbaarheid en nou nog nie so baie nie. Maar as hierdie situasie in die straat van Hormuz nie baie vinnig opgeruim gaan word nie, dan gaan ons nog met geweldige tekorte, kritiese tekorte in Suid-Afrika sit, wat ons almal gaan raak op grondvlak. Dit gaan die verskaffing van voedsel beïnvloed, die beskikbaarheid daarvan, as ook die prys van voedsel gaan geweldig
beïnvloed word. So ons moet maar bedag wees. Ek vra dan ook julle voorbidding vir hierdie naweek se konferensie aan al ons lede wat saam met ons voel dat ons geseën sal wees met die nodige insig en wysheid om die regte beplannings te doen. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend, nee, nie môreoggend nie, môre is Saterdag, ek is maandagoggend, ook nie maandag nie, maar dinsdagoggend is ek weer terug met julle. Mooi loop, lekker dag en 'n geseënde lang naweek vir elkeen.